In 'n wêreld waar liggame uitgebuit word, waar mense as voorwerpe gebruik word vir plesier, mag en beheer. In 'n wêreld waar harte deur drif en gierigheid aangevuur word, waar selfbelang, boeliementaliteit en 'n honger na meer alles oorheers. In 'n wêreld waar gesindhede uitbars in woede, kwaadwilligheid, waar onreg net nog meer onreg uitlok. In 'n wêreld waar woorde soos wapens gebruik word om te verneder en te mislei en te verdeel, klink daar 'n ander stem. 'n Stem van ontferming, van goedhartigheid, van nederigheid en sagmoedigheid, van verdra en vergewe, van waarheid en lof, van dankbaarheid en vrede, en bo dit alles, van liefde. Van watter jaar praat ek? 60 na Christus? Of 2025? Kolossense 3 vers 1. Aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie. Want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge, weggesteek, weggeberre in God. Wanneer Christus wat julle lewe is, by sy wederkoms verskyn, sal julle ook saam met hom verskyn en in sy heerlikheid deel. En daarom moet julle hierdie aardse dinge doodmaak wat tog deel van julle lewe is. Onsedelikheid, onreinheid, welis, slegte begeertes en gierigheid wat afgoderry is. Deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Vroeger het julle ook aan die dinge meegedoen toe julle nog daarin gelewe het. Maar nou moet julle al hierdie dinge laat staan. Woede, haat, nyd en gevloek. Vuil taal moet daar nie uit julle monde kom nie en moenie vir mekaar lieg nie. Julle het met die ou sondige mens en sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is nie, besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf, vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Daarom moet julle meelewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wees geduldig met mekaar en vergewe mekaar as die een iets teen die ander het. Soos die Here julle vergewe het, moet julle mekaar ook vergewe. Bo dit alles moet julle mekaar lief hê. Dit is die band wat julle tot volmaakte eenheid saambind. En die vrede wat Christus gee, moet in julle lewens die deurslag gee. God het julle immers geroep om as lede van een liggaam in vrede met mekaar te lewe. Wees altyd dankbaar. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Leer en onderrig mekaar met alle wysheid, met dankbaarheid in julle harte, moet julle psalms, lofgesange en ander geestelike liedere tot eer van God sing. En wat julle ook al sê of doen, sê en doen dit alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Hoekom skryf Paulus op hierdie stadium van die brief? Is dit nou maar net 'n geval van iewerster moet ons nou darm ook iewerster oor die sonde praat? So now is as good a time as any. En dan nou 'n bietjie die brief se opbou tot dusver. Ons het begin en gekyk wie hierdie ouens is. Paulus hoef nie vir hulle te verduidelik het wie hulle is of hoe hulle wêreld lyk nie. Hulle weet dit mos nou reeds, maar ons het nodig om dit te onthou. Dit was nie net Jode gewees nie. Hierdie is 'n smeltkroes van mense, meestal van buite die Joodse kringe wat in hierdie klein staatjie in die weste van Turkye gewoon het. Paulus het hulle herinner ook verder dat Jesus die een is wat alle redding en werk in hulle begin, sowel as dit voltooi. En dat dit alles oor Jesus behoort te gaan, nie oor hulle self nie.
Derde ding in week 3 het ons gekyk dat Paulus hulle ook herinner het dat hulle basis vir dit wat hulle glo reeds Jesus is en dat dit nie iets is wat dit nog hoef te word nie. Hy maak vas op wie hulle bou en per implikasie ook veronderstel is om aan te hou bou. Laasweek het ons bietjie gekyk ook hoe Paulus hulle probeer laat verstaan dat al die bestaande gebruike en tradisies wat aan hulle oorgelewer is, eintlik net vooruit skaduwees was van Jesus Christus self en sy manier van doen. En dat hulle as Kolossense nie gebonde hoef te vol aan maniere van doen wat uitgedien is of wat nie regtig waarde het nie, net omdat ander so sê nie. Maar dit bring hom tog nou by hoe hulle wel na hulle self en die wêreld rondom hulle gekyk het. Nou hierdie lyste wat ons amper hierso in hoofstuk 3 sien en wat ons ken, is nie net goeie morele raad nie. Dit is 'n bloudruk vir 'n kontrakultuur leefstyl teen die leefwêreld van Kolosse. En of ons dit dalk gedink het of nie, teen ons eie wêreld in Pretoria in 2025. Nou Paulus is eintlik baie slim. Die volgordes hoe hy hierdie dinge lys, is amper soos wat iemand of dalk 'n winkelpop of ietsie sou aantrek. Hy begin om te kyk na die fisiese lyf wat nie aangetrek moet word. Klere sweef tog mos nou nie in die lug nie. Dan gaan hy na die hart. Nou dit wat gevoel word, amper soos wat mense besluit sou neem, watter klere is nodig vandag? Is dit 'n koue dag? Is dit warm? Is dit nat? Is dit 'n deftige geleentheid? Is dit 'n gemaklike ding? Dan beweeg hy na die gesindheid toe. Dit wat jy dink en voor lus sou wees, as dit kom by jou smaak en by jou voorkeure. En dan eindig hy by die woorde, by dit wat jy sê, amper asof jy nou aangetrek is en nou kan jy gaan perform en jou woorde is nou hierdie perform. Maar Griekse retoriek en die manier hoe hulle dinge geskryf het en al dit, is 'n bietjie anderster as hoe ons in Afrikaans sulke uiteensettings sou opstel, daarom lyk dit asof dit so 'n bietjie gevleg is. So ons gaan probeer kyk om dit met hierdie twee hempies dit op te deel. Die ou enetjie, weet ek julle mooi kan sien nie, maar hy het gate in. Hy's vuil, hy's besmeer, hy's gemors. Die nuwe enetjie, hy's skoon. Silwer skoon, splinternuut. Eerste ene daar so die liggaam, hoe jy na mense kyk en gebruik. Nou die ou hempie, dis vol seksuele onreinheid en onsedelikheid en morele korrupsie en innerlik vuil. In Kolosse en in die Grieks-Romeinse wêreld was seks buitekant die huwelik en prostitusie en pornografiese tonele en kunswerke en sommer net op die mure, hulle het nie tydskrifte gehad nie, hulle het dit net geverf waar hulle wil. Enigiets van daai aard was nie gesien as vreemd nie. Dit was normaal, dit was aan die orde van die dag. Man sou selfs jong seuns amper as 'n soort seksslaaf aangehou het, om op daardie manier in die openbaar te kan wys hoeveel mag hy het. Dit was glad nie 'n romantiese ding gewees nie. Die skande was eintlik eerder om gesien te word as passief of as sag, want dan is jy nie 'n regte man nie. It's terrible, nee. Mense was gebruikers, misbruikers van ander se liggame. As ek jou liggaam kan misbruik om myself te bevoordeel, of dit nou agteraf en of dit nou in die openbaar is, dan was dit fyn. Vir my, nie vir jou nie, natuurlik. Dit was normaal. Vandag, een van die grootste issues waaroor daar te min gepraat word, en veral in die kerk te min gepraat word, is steeds pornografie, wat seksuele misbruik en die kyk na mense as verbruiksartikels insluit. Daar's talle bewyse van direkte lyne tussen die pornografie-industrie en kinder- of mensehandel. Ouens soos Joshua Broom, wat 'n ex-pornakteur is, wat deur Jesus daaruit gered is, en nou 'n aktiewe prediker is, vertel dat so baie van die mense saam met wie hy gewerk het, selfdood gepleeg het. Soos wat hy ook wou doen. En die video's van daardie mense is steeds op die internet, al is hulle reeds oorlede. Die eienaars van hierdie maatskappye, van hierdie companies, hierdie filmmakers, noem hulle nou maar filmmakers, gee nie daarom nie. Dis nie great nie, is dit? Dis verskriklik. As jy beweeg na seksuele oortreders wat gevang word, in tronke, dikwels is daar 'n geskiedenis van porngebruik wat deel van hulle storie gevorm het. Van 'n traagmanieagtigheid as dit kom by mense en by hulle lywe.
Party van ons weet ongelukkig self ook hoe die ontvangkant van hierdie prentjie lyk. Of ons ken iemand wat doen. Party van ons het ons eie stories van mense wat ons misbruik het, seergemaak het, verniel het. Mense wat ons dalk vertrou het om dit juist nie te doen nie. En ons weet hoe seer en vernietigend dit is, want dit is letterlik aan ons eie lywe gevoel. Die nuwe MP gaan oor innige ontferming, goedhartigheid, om oor iemand vanuit jou ingewande uit om te gee, as jy die term mooi gaan omskryf. Paulus se alternatiewe manier is 'n nuwe kyk, om met nuwe oë na mense te kyk. Mense is nie voorwerpe nie, maar lewende beelde van God. Veral mense se lywe is nie daar as gebruiksartikels nie. Mense is daar om opgepas te word. Mense is broser as wat ons soms besef. Mense sukkel dikwels met dinge waarvan ons nie eens bewus is nie. En daarom is dit eerder nodig om met sagte oë na die mense rondom jou te kyk, om hulle liggame met respek te hanteer, selfs net met jou oë, om jou oor hulle welstand te ontferm, om as hulle seksueel seer gekry het, hulle te help om weer beter te kan word, om ander wat wel in die kloue van pornografie en al sy vorms vasgevang is, te help om daarvan los te kom, om vanuit jou maag uit vir iemand om te gee. As jy so oor iemand omgee, kan jy hulle tog nie seermaak nie. Tweede ding, die hart, dit wat jou begeertes rig, jou MP, is 'n selfvernietigende passie, korrupte begeertes, 'n onversadigbare drang na meer. Nou in Kolosse was magspeletjies en boelie mentaliteit. Ek neem dit wat ek wil hê en selfbevordering, nie net sosiaal aanvaarbaar nie, dit was gewoon hoe die wêreld gewerk het. Die samelewing het so gefunksioneer. Ek het 'n posisie in die samelewing, of ek het 'n gebrek aan 'n posisie in die samelewing, maar ek kan deur uiterlike optrede myself verbeter en kry wat ek wil hê, so ek beter vir myself uitkyk, want niemand anderster gaan dit doen nie. Vandag se hustle culture sê dieselfde ding. My doelwitte en my doelwitte alleen is die belangrikste. Dis 'n hond eet hond wêreld daar buitekant. My selfgesentreerde begeertes en om bo-oor ander te loop om sukses te behaal is net so aanvaarbaar as toe. En Paulus noem hierdie goed selfs boos, en terloops, die Griekse woord vir boos is baie naby aan 'n kort Afrikaanse woordjie wat met rak rym, wat ook baie sleg beteken. Selfde woord, selfde beginsel. Ook om passievol te wees oor iets vir net so lank as wat dit my bevoordeel, is problematies. Ander mense, hulle beter uit my pad uitkom. Of ek gaan hulle gewoon as stepping stones gebruik om te kry wat ek wil hê. Nuwe MP se ingesteldheid van selfbeheersing, van wysheid, van hooragting en respek van ander, van geduld, lankmoedigheid, om lankmoedigheid toe te kan pas, om geduldig te kan wees. Die alternatief hierso, heg waarde aan ander se belange om dit bokant joune te stel. Om hulle behoeftes in ag te neem, om mense met respek te hanteer, maak nie saak of hulle van jou verskil of nie. Om geduldig te wees veral met mense wat nie noodwendig jou drome, jou passies, jou ideale of selfs jou kultuur of jou agtergrond of jou oortuigings deel of selfs insien nie. Ons word immers nie geroep om te oortuig nie, nee. Hier is 'n hart wat nie deur selfobsessie gedryf word nie, maar deur Christus se identiteit, soos wat Paulus dit nog die hele tyd in hierdie brief beskryf. Hier is dit crucial. Derde ding daarso. Gesindheid. Hoe jy reageer onder druk of onreg. Nou die ou MP gaan oor om die heeltyd in 'n blywende toestand van woede en kwaad te wees, om skielik uit te bars. 'n algemene gesindheid van haat en boosheid en kwaadwilligheid te hê. Nie die son oor iemand anderster se kop te sien skyn nie, maar om die heeltyd daarop uit te wees om te kyk waar jy mense kan nail en die lewe vir hulle moeilik kan maak. Selfs al het dit eintlik niks met jou te doen nie. Nou,
In Kolosse was retoriese belediging 'n sport. Wat beteken dit? Wat bedoel ek daarmee? Om in die openbare debat te kan hou met 'n sekere argument en om dit dan te wen. En dan die ander party as prins te laat sleg lyk, sodat jy jou eie standpunt kon bevorder. Ons teen hulle, ons wen jou. En ons wen deur jou in die openbaar tot skande te maak, belaglik te maak, te verneder. Hoe driftiger en meer aggressief ek kan wees, hoe beter. Om vinnig kwaad te word, vinnig die retoriese oorhand te kry, is gesien as krag. Die afgelope week het ons gesien presies hoe direk dit vandag nog van toepassing is. Hoe iemand wat net soos hierdie ou manier van lewe waarteen Paulus waarsku, ook op 'n gewoonlik driftige, verre manier so standpunt ingeneem het vir dit waarvoor hy gestaan het, en wat in die openbaar vir altyd stil gemaak is. Maar ook hoe mense daarna op sosiale media gereageer het. Met nog meer argumente, met nog meer debatte en 'n groter virtuele geskree op mekaar dat my kant die een is wat reg is. Kwaadwilligheid word die wapen en die span wat die hardste skree, probeer die wenner wees. Eintlik wen niemand nie. Almal verloor net. Want nou feature Jesus se liefde nie regtig soos wat 'n mens sou verwag het, dit moet nie. Jesus het tog immer self gesê, hieraan sal die mense weet dat julle my disippels is, as julle mekaar lief het. Hy het nêrens gesê dat jy 'n openbare debat namens hom moet wen, om ander te oortuig, hy is die weg en die waarheid en die lewe nie. Die nuwe MP gaan oor verdraagsaamheid, om plek te laat vir ander se swakhede, om aktief genade aan ander te skenk, gemotiveer deur liefde as 'n saambindende element van al hierdie dinge. Paulus se alternatief is een wat ons soms baie moeilik aansluk. Om te verdra, om te vergewe, veral wanneer ons voel dat daar 'n onreg teen ons gedoen word, veral wanneer ons voel dat ons stem nie gehoor word nie, veral wanneer ons voel dat ons misverstaan word, of ons standpunt word nie gedeel nie. Hoor mooi, voel. Dis 'n gesindheid wat hierso ter sprake is. Met die nuwe MP aan, word my gevoelens tersyde gestel hierso. My reaksies word gevorm deur Christus se liefde, nie deur 'n emosionele driftigheid nie. Dis 'n ding wat 'n mens moet oefen. Dis nie ietsie wat normaal wat net outomaties vir ons kom nie. Christus se liefde hierso word 'n oorjas of 'n beld wat alles saam bind. Ek kies om nie deur 'n knee-jerk terugskiet reaksie gedefinieer te word nie, maar deur liefde wat al hierdie goed bymekaar hou. Vierde ding daarso, woorde wat by jou mond uitkom. Ou MP, om mense se name en hulle reputasies af te breek en te belaster, vuil taal wat die gemeenskap besoedel, leuns en misleiding, valse woorde wat vertroue breek. Nou in Kolosse was die markplein, die simposiums, die openbare plekke, vol laster, vuil praat, retoriese skynheiligheid. Vloekwoorde is nie 'n nuwe ding nie, en ja, dit is 'n taalkonstruk, ons weet, ons besluit self wat is nou lelike woorde en wat is nie, maar dit bestaan nietemin, en hoekom is dit gebruik, veral in sulke openbare plekke? Dit is dieselfde as met die vorige goeders, om dominansie te vestig, om te wys hoeveel krag en gesag jy het. Ek sal maak en breek en praat soos wat ek wil, want ek kan, en ek sal vir jou wys ek kan. Vandag is dit geensins anders nie, is dit? Inteendeel, met sosiale media maak ons dit amper erger, want ons kan wegkruip agter dit. Ek hoef nie eens direk verantwoordelik gehou te word daarvoor nie. Ons sien dit op Facebook en Instagram en TikTok en WhatsApp en waar ook al. Dit kan dodelik wees as ons die heeltyd beledigings en sleg praat goedkeur, veral wanneer dit gaan oor mense of persone van wie ons nie hou nie, of met wie ons nie saamstem nie. Dan gun ons onsself vloek en kraaswoorde dit te onderstreep as wat ons dink nodig is. Nuwe MP gaan oor woorde wat God verhef, in die gemeente en die gemeenskap opbou.
Woorde vol van dankbaarheid eerder as vuilheid, woorde van waarheid wat saam bind. Die alternatief is 'n nuwe mond waaruit woorde kom wat instrumente is van aanbidding, van lof, van dankbaarheid. Woorde wat ware inligting eerder as valse vrese versprei. Woorde wat op God en op sy verheerliking fokus, nie op ons idees en ons eie verhewenheid nie. Woorde wat heel maak. Woorde wat mense aantrek, nader trek, intrek, eerder as veroordeel en beledig en verneder. Woorde wat ander help om ook te kan dankie sê. Vers 6 is 'n waarskuwing, kan op twee maniere gelees word. Eerstens, soos wat hy daar staan, deur sulke dinge kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Die ou MP dinge bring God se straf, want hulle breek mense en gemeenskappe af. Seksuele onreinheid, onsedelikheid, bose gedagtes, bose begeertes, veroorsaak dat verhoudings gebreek word en dit bring wanorde, dit skep selfvernietiging. Woede uitbarstings, konstante kwaad en boosheid, belastering, vuil taal, aggressie, leuns, dis gif in 'n gemeenskap. En dit laat die kerk nie anders lyk as die wêreld rondom ons nie. Inteendeel, dis die teenoorgestelde van Christus se karakter. Dit sal tog sin maak, dit sulke dinge, basies in ander woorde, vernietiging van mense, van mekaar en van hulle self, tog vir God hartseer maak en selfs kwaad, is dit nie? Veral by mense wat dit willens en wetens oor en oor kies en toepas. Dis nie wat God vir ons wil hê nie. En dis hoekom Paulus so ernstig daaroor is, om daardie soort dinge dood te maak, want dis nie onskuldige menslike foute nie. Ek het nie net nou maar per ongelukke oepsie gestraik nie. Dis dinge wat ander mense vernietig, en onsself. Tweede manier, om daai selfde teks te lees, daai selfde woorde net 'n bietjie anders te skryf, sou so kon klink. Omdat julle die ou praktyke aflê, kom die guns en vrede van God oor julle, julle wat kinders van gehoorsaamheid in Christus is. Die heiligheid dra van self die vrug van God se seën en vrede in die gemeenskap. Ontferming, goedhartigheid, nederigheid, sagmoedigheid, geduld, liefde, dit laat God se vrede regeer. En dan vloei sy heelmaak deur ons. Dit bou die liggaam en die gemeenskap en skep 'n kultuur van dankbaarheid, verdraagsaamheid, vergifnis, lofsange, woorde wat opbou en dankie sê. Dan word 'n gemeente en 'n gemeenskap 'n ruimte van seën, van genesing, van lof. Christus se karakter word sigbaar deur ons dade en ons woorde. Dan is dit tog God se seën wat dan deur ons en in ons vloei, is dit nie? As ons heel maak en opbou en herstel en intrek en genees, dis tog die implikasie. Die ou lewe ruk alles en almal en onsself ingesluit uit mekaar skeer. Die nuwe lewe bou alles en almal onsself ingesluit op. Vers 14 en 15 se fokus op liefde as die oorjas of 'n beld, as jy wil, wat al hierdie positiewe deugde by mekaar hou. En Christus se heelmakende vrede, sy eirene, sy shalom, dit wat heel maak om dit weer te herstel, nou hoe dit moet wees, is as die waghouer in ons harte en in ons gemeente is op die ou einde die belangrikste van alles. Hierdie soort vrede is nie net 'n innerlike kalmte en 'n staat van rustigheid nie. Nee, dis nuutmakende heelheid, harmonie, integriteit, presies hoe dinge moet wees. En hierdie vrede, amper soos 'n skeieregter, wag oor ons harte, oor ons gemeenskap en oor ons woorde. Dit bepaal wat bly en wat gly. Maak dit waarmee ek besig is heel en bring dit herstel, of breek dit af, en bring dit verdeling, veral tussen medegelowiges. Mense van Kolosse in 60 na Christus en ons in Pretoria in 2025 het dieselfde keuse. Ou MP, ou manier van lewe, bring chaos, bring oordeel, breek gemeenskappe af. Nuwe MP bring vrede,
liefde en God se seën in gemeenskappe. Ons gaan volgende week kyk na nog 'n paar kenmerke van hierdie nuwe MP en wat dit behels in ons naaste verhoudinge, tussen ons gesinslede, tussen ons geliefdes, daar waar dit regtig naby aan ons lewe kom. Maar vir nou, kou eers 'n bietjie hier aan. Kyk eers 'n bietjie mooi na jou eie hempie. Trek jy soms nog te veel die ou hempie aan, want hy dra tog so gemaklik en so lekker. Of is dit tog tyd om vir jou 'n nuwe hempie aan te trek? Jy mag, en jy kan, want Jesus het hom klaar vir jou gekoop. Want hier is dit nie van belang of iemand Griek of Jood is, nie besny of nie besny nie, andertalig, onbeskaaf, slaaf of vry nie. Hier is Christus alles en in almal. Amen. Vader, ons bring die geraas van ons wêreld voor U. Die geskree, die skote, die debatte, die kwaad wat liefde verdoof. Christus van genade, hoe lank nog gaan ons U klein maak en U naam in 'n wapen verander, terwyl U dit as 'n genesende woord gegee het? Heilige Gees, kom blaas weer deur ons. Ontwapen ons atoombomme van trots en breek ons skanse van vrees af. Leer ons die liedere van liefde, nie teen nie, maar vir. Nie om te wen nie, maar om heel te maak. Nie om te beskaam nie, maar om te red. Jahweh, Jahweh, neem ons gebroke woorde en laat U liefde harder klink.